Goeiemôre. Jy luister na die 56ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Ons tema vanoggend is om jou lewensmaat uit te vang. Dis nogal 'n sin wat 'n mens laat sidder. Ek het hom of ek het haar uitgevang, doetjie, doetjie, doetjie. Hoe mense ook al hierdie sinnetjie voltooi, bring normaalweg geen goeie nuus nie. Maar die skrywers van The Good Life skryf die volgende: Vang jou lewensmaat uit waar hulle iets reg doen, waar hulle iets goeds doen. Vang jou man of jou vrou of jou lewensmaat uit met dit wat hulle reg doen. Wat bedoel hulle hiermee? Ons kan baie keer so gefokus raak op die frustrasies van verhoudings, op dit wat die ander persoon verkeerd doen, of op hulle tekortkoming, dat ons mettertyd nie meer agterkom wat dit alles is wat hulle reg doen nie. Ek ken 'n man wat vir langer as 10 jaar 'n gasket wou blaas, elke keer as sy vrou die nat handdoek op die bed los. Kan jy jou voorstel, elke dag vir 10 jaar lank. Al die vrae, selfs gesmeek en gesoebat, vriendelike versoekings, teregwysings en vermaanings het niks gehelp nie. Hy vertel dat elke keer dan kry hy die nat handdoek en nogal aan sy kant van die bed. Hy kan dit nie verstaan nie. Dis net 5 tree. 5 tree links van waar die handdoek neergegooi word, is die handdoekreëling. Is hy moedswillig? Is hy kwaadwillig? Geen bevredigende antwoord kon hom vrede laat maak met die nat handdoek op die bed nie. Op sy kant van die bed nie. Een môre, na meer as 10 jaar se frustrasie, het hy na die nat handdoek op die bed gekyk en gedink: Sal ek elke dag van my lewe gefrustreerd en opgewerk raak oor die nat handdoek op my bed? Of sal ek besluit om gelukkig te wees? Terwyl hy na die nat handdoek kyk, het hy begin dink aan al die dinge wat sy vrou reg doen, goed doen. Die ontelbare dinge wat sy doen elke liewe dag. Kos maak, kinders regkry vir skool, kosblikke pak, kinders optel, huiswerk, kos maak weer eens, werk, vroeg opstaan, laat gaan slaap, take, WhatsApp groepe bestuur, verjaarsdae, verjaarsdagkoeke, presente, inkopies, maatjies wat kom kuier, maatjies wat afgelaai moet word. Dan is dit weer toetse of eksamens. Die huishouding vra omtrent dieselfde moeite, reëlings en administrasie as 'n groot kettingwinkel. Hy neem die handdoek, stap 5 tree links en hang dit oor die reëling. Dan stap hy na haar en gee haar 'n drukkie. Dankie, sê hy. Sy kyk hom agterna, dan na die handdoek en weer agterna. John Gottman, na wie ek vroeër in hierdie reeks verwys het, sê dat gelukkige egpare dit reg kry om 'n goue verhouding te handhaaf tussen komplimente en kritiek. Dit gaan in werklikheid oor meer as komplimente en kritiek. Dit gaan oor daardie magiese verhouding, soos hy dit noem, the magic ratio, van die verhouding van 5:1, van positiewe interaksies tot negatiewe interaksies. Met interaksie bedoel hy die volgende: positiewe interaksies is dinge soos 'n vriendelike of opbouende woord, 'n dankie, 'n glimlag, aanraking, waardering, 'n grappie, om aktief te luister, 'n kompliment. Negatiewe interaksies sluit dinge in soos kritiek, 'n harde stem, veroordeling, belediging of krakende woorde, klagtes, negatiewe lyfstaal, koudheid of vleiendheid. Ek dink ons almal kry die idee wat positiewe en negatiewe interaksies behels. Ek dink wat belangrik is vir oggend, is om eintlik aan die ander persoon te dink met dit wat reeds reg loop. Ons wag baie keer dat dit moet beter gaan, of ons wag dat die ander persoon mooier dinge of beter dinge moet doen, of beter teenoor my reageer. Maar inderwaarheid is my lewensmaat baie dikwels reeds op soveel terreine besig om goeie dinge te doen, regte dinge te doen. Maar dit geld ook vir myself. Hoeveel keer kan ons onsself afkraak
en vergeet van die duisende, ontelbare dinge wat ons elke dag vir ons lewensmaat en ons kinders doen en hoeveel ander terreine van die lewe. Waaroor ons dus vanoggend praat, is 'n bepaalde ingesteldheid wat ons het. Ons kan dit ook beskryf as 'n doelbewuste besluit om anders na my lewensmaat, na myself, my kinders, na die wêreld te kyk. Ek kan nou besluit om my wiskunde te verander, want daar is 'n wiskunde aan geluk. As jy John Gottman glo, sê hy, daar is 'n wiskunde aan geluk. Behou 'n verhouding van 5-1 van positiewe teenoor negatiewe interaksies en streef dit na. Die oomblik wanneer jy aan kritiek dink teenoor die lewensmaat, vir jou kinders, jouself, dink net gou. Hoeveel dinge is daar wat regloop in die lewe? Hoeveel dinge is daar wat hulle doen wat positief is, waarvoor jy dankbaar moet wees? Wat die skrywers van The Good Life bedoel met vang jou lewensmaat uit, is om 'n nuuskierigheid te kweek, 'n fokus, 'n vasberadenheid om te sien wat doen hulle reg. Wanneer ons doelbewus positiewe gedagtes koester en dankbaarheid betoon, verander dit ons in die proses. Dit verander ons gedagtegang en ons emosies heens daardie persoon. Jy weet, 'n mens vra jou dan, wanneer laas het jy regtig dankie gesê? Sê jy genoeg dankie? Sien jy alles raak wat jou lewensmaat goed en reg en positief doen? Kom ons kry ons wiskunde reg. Kom ons bid weer saam met Paulus uit Galasiërs 5 vers 22 tot 6 vers 1. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van U Gees in ons lewe sal bly beoefen, om lief te hê, om met blydskap te leef, om vrede te maak, geduldig te wees, vriendelik te bly, goedheid na te streef, getrou te bly, sagmoedig en met selfbeheersing op te tree. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort en ek kruisig my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U Heilige Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my siel, o Heer, dat ek ook myself ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.